God het 'n plan. Dit is my belangrik dat jy dit sal weet terwyl jy wag. Onthou altyd God het 'n plan. Maar die tweede ding is, as jy dalk iewerste van daai plan vergeet het en jy het droog gemaak, volgens wil ek vir jou sê, Jesus ontmoet jou selfs in daai oomblikke. In die oomblikke waar jy teruggeval het in jou ou lewe, in die oomblikke wat jy Jesus ontken het, in die oomblikke wat jy in vrees geleef het in plaas van geloof, Jesus ontmoet jou selfs in dit. Dit gesê, wil ek vanoggend met jou praat oor die tema, terwyl jy wag. Terwyl jy wag. Wie hier hou daarvan om te wag? Steek op jou hand. Dwayne, jy praat nonsens. Niemand hou daarvan om te wag nie. Gaan vir jou 'n paar scenario's skep. Ek dink dis een van die dinge wat ons almal in gemeente het, ons haat dit om te wag. En ons veral plekke en oomblikke waar wag jou vreugde kan steel. Soos byvoorbeeld die dokter se spreekkamer. Julle sien die reaksie. Hoeveel keer dan gaan jy dokters toe en jou afspraak is 9:00. Nou kyk, ek verstaan hoekom hierdie gebeur, maar dit bly frustrerend. Maar jou afspraak is 9:00 en jy is daar en jy weet jy voel nie lekker nie en dan sit jy daar en hier by so 10:15 dan sal die dokter jou nou sien, so 45 minute later, en jy kom al in, en as die dokter vir jou vra, wat's fout, dan sê jy nee, ek het dit nou maar klaar uitgefigure daar binne, ek het al die mediese boeke gelees in die tyd wat jou gevat het om my nou te sien. Want hier is die realiteit, julle dokter weet nie altyd wat hy ontvang nie, so hê geduld met ons dokters, hier's van hulle in ons gemeente, hê geduld met hulle asseblief. Maar dan die tandarts. Jy is op pad om die persoon langs jou te slaan van die pyn wat jy in jou mond beleef, en jy weet, jy skop klein hondjies, want jy het soveel pyn, en nou sit jy in die spreekkamer, en jy hoor, en nou wil jy nog 'n bietjie langer wag, want jy hoop dit is jou voorland nie. Julle, ek het môre 'n tandartsafspraak, bid vir my asseblief, dat hulle op tyd sal wees, maar ek dink ek sien eerste een daar, 9:00 die oggend, so 8:00 die oggend, so ek dink ek gaan eerste in wees. Maar dan sit jy nou daar en wag met hierdie pyn, en is aaklig om te wag, maar kom ek sê 'n ander een vir julle, wanneer jy jou bestuurslisensie moet hernie. Was jy al in daai en dan gaan ons mos na ander plekke toe, en dink ons, of as jy jou paspoort of jou ID moet hernie, wel enige departementele gebou for that matter, gaan jy 'n rukkie lank wag, en ons hou nie daarvan om te wag nie, of vir al ons single mense vanmôre hier, ek wag vir hom of vir haar, ek wil nie meer alleen wees nie, ons wag in daai seisoen, en partykeer, dan wag jy op beloftes van God. Dis die Here het vir jou gesê, hy gaan vir jou werk gee, en jy is dalk volgende nog werkloos, en jy moet wag vir dit. Dalk is daar van julle wat wag, die Here het vir jou gesê, julle gaan kinders kry, en julle het nog nie swanger geword, en jy wag. Ek weet hoe daai voel. En jy wag, en jy wag, en jy wag, en partykeer in die wag is dit maklik om te vergeet. Het jy dit al agtergekom? As jy wag vir die belofte om tot vervulling te kom, dan vergeet ons dikwels die belofte. En so daarom vanoggend wil ek met jou praat oor wat om te doen terwyl jy wag, maar ook te kyk na die disippels en terwyl hulle gewag het, wat het Jesus vir hulle gesê om te doen. Jy sien, want die tyd wat ons in is, hulle noem dit Eastertide, is die mooi kerkwoord daarvoor, as nie lekker Afrikaanse woord vir dit nie, so ek gebruik maar die Engels woord Eastertide, en Eastertide is die 50 dae, wat Jesus gesterf het en opgestaan het, van die opstandingsdag is daar 50 dae wat verbygaan tot die Heilige Gees uitgestort word, en ons noem dit Eastertide, en nou donderdag wat verby was, is Hemelvaart gewees. En Hemelvaart het op die 40ste dag, presies 40 dae gebeur, nadat Jesus opgestaan het uit die dood uit, en Jesus het begin verskyn aan sy disippels. En vir hierdie 40 dae het hy verskeie goed gedoen en gesê, en ek wil vir 'n oomblik net stil staan by twee van die goed. Hy het 4 spesifieke goed gedoen, en kom ek praat gevinnig oor die eerste 2 goed. Die eerste ding wat Jesus gedoen het, nadat hy opgestaan het uit die dood uit, op die 3de dag, is hy het aan mense begin verskyn, en die koninkryk van God het aan hulle verkondig. Met ander woorde, God het 'n plan.
En hierdie was nog altyd die plan. Julle het gedink toe ek gesterf het aan die kruis, dis finaal en God se plan het misluk, maar raai wat, dit het nie misluk nie. En Jesus kom en ons het hieroor gesels op opstanding Sondag die oggend. Toe praat ons oor die pad om die tafel het ons gepraat oor hierdie mense wat loop op die pad van Emmaus. En waar Jesus saam met hulle aan tafel sit en vir hulle verduidelik God se plan van die begin af. Maar op 'n ander keer ontmoet Jesus van die disippels in Lukas 24 en ek lees graag vir jou Lukas 24 vers 44 tot 45 en Jesus sê daarna het hy vir hulle gesê, toe ek nog saam met julle was, met ander woorde voor die kruisiging, het ek aan julle verduidelik dat alles wat in die wet van Moses en die profete en die psalms oor my geskryf is vervul moet word. En toe het hy hulle verstand geopen om die skrifte te verstaan. So in hierdie 40 dae wat Jesus op aarde geloop het, die eerste ding wat hy gedoen het is hy kom en hy wys vir hulle hierso is wat die Ou Testament beteken en alles wat ek vir julle gesê het en hy maak hulle gedagtes op om te verstaan dat die plan was nog altyd redding. Die plan was nog altyd om te sien hier's 'n gebroke wêreld en God stuur sy seun en sy seun sterf aan die kruis en hulle begin dit verstaan. Maar die tweede ding wat Jesus gedoen het is Jesus het herstel kom bring. Jesus het gesien dat ons 'n paar mense wat in hierdie tyd toe hy gekruisig is, het 'n paar foute begaan. En een van hulle was natuurlik Thomas gewees. Thomas, hulle sê vir Thomas, hoor jy Jesus lewe en hy sê as ek nie self my vingers in Jesus se wonde kan druk nie, glo ek nie hy lewe nie. En raai wat doen Jesus? Jesus gaan na Thomas toe en hy sê Thomas, druk jou vingers in. Hoe awesome is Jesus? Hy sê vir Thomas, jy het gevra en ek antwoord jou gebed. Jy het gesê jy sal glo. Hierso, kom druk jou vingers in, nou kan jy glo. Druk jou vingers in my wonde in. En so hy het vir Thomas kom herstel en vir Thomas kom wys, hy's nog lief vir Thomas. Maar saam met Thomas het hy vir Petrus. Maar julle onthou die storie van Petrus is toe Jesus gevange geneem is, toe hardloop die disippels eintlik maar almal weg behalwe Johannes. En Petrus het Jesus 3 keer ontken. Dit wat hy gesê het hy nie gaan doen nie by die nagmaal ete, 3 keer na mekaar sê hy ek ken nie vir Jesus nie. Hulle sê nee man, jy praat soos hy sê ek ken nie vir Jesus nie. En die 3de keer sê dit hy ontken toe vir Jesus deur te vloek en te praat soos 'n matroos, soos 'n ou visserman soos wat hy was. En hy sê in daardie oomblik en ek wil gou net skets wat in hierdie oomblik gebeur. Jy kan dit gaan lees in die evangelie. In al 4 evangelies vertel hierdie storie toe Petrus die 3de keer Jesus ontken en sê ek weet nie wie Jesus is nie. In daardie oomblik toe kom die wagte met Petrus verby en Jesus sien vir Petrus en Petrus sê vir Jesus, kan jy jou net indink wat in daai man se hart aangegaan het? Ek het gesê ek gaan hom nie ontken nie. En nou ontken ek hom. En so hy loop met hierdie skuldgevoel, met hierdie woede vir homself en Jesus kom terug en Jesus ontmoet hom op die see waar hulle vis vang en hy sê gooi die net aan die ander kant in en hier hulle kom van die en Petrus besef dis Jesus en hy spring uit in die water en hy's deur die water op pad na Jesus toe en Jesus sê vir hom Petrus, het jy my lief? Hy sê Here, U weet ek het U lief. En Jesus vra hom 3 keer, het jy my lief? En die 3 keer is simbolies van die 3 keer wat Petrus Jesus ontken het, kom Jesus 3 keer en hy sê vir Petrus 3 keer, Petrus, het jy my lief? En Petrus bevestig 3 keer uit hom lief en Jesus kom herstel hom. Maar saam met dit, die ander mense wat Jesus kom herstel het was eintlik al die disippels gewees. Jy sien, toe Jesus gekruisig is, toe het hulle na die bovertrek toe gegaan, en hulle het nie bovertrek toe gegaan om te gaan bid nie hoor, hulle het gaan wegkruip. Hulle het gevrees vir hulle lewe, hulle het die deure gesluit van die binnekant af, want hulle was bang gewees, as enigiemand weet dat hulle die volgelinge van Jesus is, gaan hulle doodgemaak word. En hulle staan nie so, en die deure is gesluit, en die volgende oomblik staan Jesus tussen hulle. Hallo. Die Bybel het humor in, jy moet dit raak sien. Jesus is van hulle kruip weg, hulle is weer wegkruipertjie, ek gaan hulle wys. Die volgende oomblik staan hy tussen hulle, en dit sê hulle het bang geword, want hier so ewe skielik, kan jy, die deur is gesluit, en hier so staan iemand wat nou net nie daar was nie langs jou. Jy sou ook geskrik het. En die rede hoekom Jesus hulle daar ontmoet, is om vir hulle te wys, dat, luister, julle hoef nie meer bang te wees nie. Ek is lewendig, en ek het 'n plan met julle, en so Jesus het eerstens gekom, en hy het gekom, en hy het God se plan kom weer bevestig, en die tweede ding is, hy het gekom, en hy het kom herstel bring aan mense wat die bal gedrop het. Nou kan ek net gou sê, 2 goed. God het 'n plan, en dit is my belangrik dat jy dit sal weet, terwyl jy wag, onthou altyd God het 'n plan, maar die tweede ding is, as jy dalk iewerste van daai plan vergeet het, en jy droog gemaak, volgende wil ek vir jou sê, Jesus ontmoet jou selfs in daai oomblikke.
In die oomblikke waar jy teruggeval het in jou ou lewe, in die oomblikke wat jy Jesus ontken het, in die oomblikke wat jy in vrees geleef het in plaas van geloof, Jesus ontmoet jou selfs in dit. Is enigiemand dankbaar vir dit vanoggend? Dat as Jesus kon vir Petrus gesê het, ek het jou gesê, kry vir jou. Ek wil niks meer met jou te doen hê nie. Sien wat Jesus gedoen het nie. Jesus gaan herstel die verhouding. Maar dit bring my by die derde en die vierde ding wat Jesus gedoen het. En dis spesifiek waaroor ek wil praat, veral na Hemelvaart en op pad na ons Pinksterdienste toe volgende Sondag. En ek wil sommer nou uitnooi vir dit. Ons het 'n gasspreker volgende Sondagoggend met die naam Emil Steyn. En Emil Steyn is 'n briljante kommunikeerder van die woord, maar meer as 'n kommunikeerder van die woord is 'n man wat lief is vir die Heilige Gees, lief is vir die werking van die Heilige Gees. En so volgende Sondag gaan Emil hier kom bedien en ek kan nie meer opgewonde wees. Ek sê nou vir julle, ek kan nie wag vir volgende Sondag nie. En so maak seker jy bring iemand saam. Dit gaan 'n God geesvervulde oggend wees wat jy nie wil uitmis nie. Maar terwyl ons in hierdie wagproses is al twee goed wat Jesus gesê het om te doen. En ek wil dit vir julle vir 'n oomblik wil ek stil staan by dit. Jesus kom in Handelinge 1 en hierdie is nou op die 40ste dag, net voordat hy opvaar hemel toe, voordat hy die laaste keer wat hy op hierdie aarde loop, totdat hy weer gaan terugkom en ons gaan kom haal, lees ons die volgende Handelinge 1 vers 3 tot 5. In die loop van 40 dae na sy lydenstyd het hy by verskeie geleenthede aan die apostels verskyn. Nou die apostels is die 11 oorspronklike disippels minus Judas, dis hoekom hy 11 is. En sien op baie maniere aan hulle bewys dat hy regtig lewe. Dis nou die vingers en die sy en al die goed wat ek jou nou net van vertel het. Hy het telkens met hulle oor die koningsheerskappy van God gepraat en 'n keer toe hulle so saam was, het hy aan hulle die opdrag gegee: Moet nie Jerusalem verlaat voordat julle van die Vader ontvang het wat hy beloof het nie. Julle onthou mos dat ek julle vroeër daarvan vertel het, Johannes met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. En so Jesus kom sê vir hulle hierso, hy sê, jy het nodig om te wag op die belofte. Wag op dit wat God gesê het, gaan gebeur. Waarvoor het jy nodig om vandag te wag? Want hier's my ervaring, is dikwels, terwyl ons wag, dan raak ons frustreerd, en omdat ons frustreerd raak, vat ons goed uit God se hand uit, en ons sit dit terug in ons eie hand, en dan maak ons dit erger, nie beter nie. Het enigiemand al daai fout gegaan? Kan ons dit gesien as die mense vanoggend hierso? Jy sien, soveel keer, dan neem ek dinge in my eie hande in. Ek kan vanoggend met julle deel in COVID 2020. Toe beleef ek en Jeannie in Middelburg is ons seisoen besig om klaar te maak. Ons het nodig om die Here te vertrou vir 'n volgende seisoen en die leierskap van die gemeente het ook beleef. Hulle sê as ons love julle, ons wil julle nie verloor nie, maar die Here het vir ons gewys julle seisoen is besig om klaar te maak. Nou besig om klaar te maak en klaar is nie dieselfde ding nie. Daai besig om klaar te maak is frustrerend. En so ons is in hierdie seisoen en ons wag en ons wag en ons wag en ons kry nie die antwoorde nie en COVID het alles ekstra lank laat voel. Enigiemand wat ook so gevoel het? Ja, ek bring nou trauma terug. Julle gaan almal met Terien moet gaan praat môre. Ons beraader, want dit was so traumaties geweest deur daai hele proses. En ek onthou een middag stap ek en Jeannie en ons is besig om te stap en Gideon was baie klein geweest en ons besig om met die pram te loop in die straat en sy sê net vir my man, hoe lank moet ons nog wag? En ek onthou in daardie tyd bel Jeannie se oom my. Nou Jeannie se oom was 'n baie groot kop by Investec Suid-Afrika geweest en hy bel my en hy sê vir my Marius, ons het 'n pos hierso by Investec. Dis 'n junior pos, maar jy kan baie vinnig groei. Ek weet jy's baie goed met rekenaars, coding en die tipe van dinge. Kan jy dit nog doen? Ek sê toe vir hom, ja, ek's 'n bietjie rusty, maar ek kan dit doen. Hy sê, okay, stuur vir my jou CV. En dan gaan ek vir jou 'n geleentheid reël. Ek sal 'n goeie woord vir jou insit en dan kyk ons of ons vir jou 'n plek kan kry hier by Investec. En hy sê toe vir my die salaris, ek val agteroor. Ek sê vir dis 4 keer wat ek by die kerk kry. Here, jy het gepraat, ek luister. Nee, dis wat gebeur het nie. Ek hoor die salaris en ek is soos van, papa gaan 'n bakkie kry. En ek gaan daai aand en ek deel met my vrou dit en my vrou sê vir my man, jy's die leier van ons gesin. Ek vertrou jou. Hoor net wat die Here sê. En ek sê maar die Here het ons gesê ons seisoen is besig om klaar te maak. Hier's dit nou. Jy weet wanneer jy bang is om te gaan bid, want jy's bang die Here sê nee, hierdie was een van daai oomblikke gewees. En ek sê Here, dis ek Marius. Hier in Middelburg. 21 Bandolierstraat, is ek. Ek sê Here, ek wil net die hart hoor, ek is in bediening en ek love wat ek doen, Here, maar Here, ek voel ons seisoen is besig om klaar te maak en ek weet nie meer wat om te doen nie en
Ek het nou hierdie geleentheid gekry en is baie geld. Toe om te verstaan, die bankbedryf betaal goed. En in daardie oomblik praat die Here met my terug en hy sê vir my, Marius, jy kan dit vat, maar dan maak jy van geld 'n afgod en nie van my nie. En ek beleef hoe die Here daai dag vir my sê dat as jy uit die bediening uitgaan, dan verkoop jy jou roeping. Julle, dit is een van daai slat my in die maag. Jy verkoop jou roeping. Jy sit 'n prys aan dit wat ek op jou lewe geplaas het. Ek sê nee Here, dis okay, ek sal nie gaan nie. Ek gaan maar bly. Dit was 'n paar maande later nie, toe kry ek die oproep in 2021. Hier nou Ase gemeente toe en ons het hier kom bedien en hier is ons nou 5 jaar later wat ons deel is van die gemeente en ek het die voorreg om nou die leier van hierdie gemeente te wees, maar dis 'n pad wat ek moes stap en ek moes wag vir dit. Ek kan jou 'n klomp stories vertel van laas jaar wat ek moes wag en wag. Maar weet jy wat het ek agterkom? In die wag vorm God jou. In die wag stap God met jou 'n pad en karaktereienskappe en goed wat jy nog nie reg is nie. God kom vorm in die wag daai goed. Ek dink sommer nou daaraan, ek is eers in my preeknotas, maar ek dink aan Dawid, Samuel kom na hom toe, salf hom as koning en sê okay, lekker skape verderop as waar gaan hy terug? Julle weet Dawid was nie gesalf as koning en die volgende dag is Saul uit en hy's in nie. Dis nie hoe dit gewerk het nie. Hy het gaan skape oppas. Hy was 'n Uber Eats gewees. Hy het broodjies gevat vir sy boeties. En Dawid moes wag, maar weet jy wat? Dit wat Dawid geleer het in die veld was om die beer en die leeu te veg. Hy het geleer wat dit beteken om 'n herder te wees. Daarom tot vandag toe sê hulle dat Dawid was die beste koning wat Israel ooit gehad het, want hy het 'n hart vir die mense gehad. Hy was 'n man na in God se hart. Hy was nie sonder sy foute nie, maar hy was 'n man na in God se hart gewees. Maar hy het dit geleer in die wagperiode. Is jy besig om jou wagperiode te mors? Want dis van ons wat hier sit, ons wag so vir dit om verby te kom, ons doen niks nie. Maar let mooi wat gebeur hierso. Hulle wag hier van die belofte. Jesus het vir hulle gesê, dit wat julle gaan kry. En ek beloof jou, dis die beste geskenk wat enige een van ons ooit gekry het, is die Heilige Gees. Ek gee nie om wat so goeie geskenk jy al ooit gekry het nie. Daar is geen beter geskenk wat al ooit vir die mensdom gegee is as die Heilige Gees nie. En so hier kom Jesus en net voordat hy opvaar hemel toe, sê hy vir hulle, hoorie so, julle gaan moet wag, want daar kom 'n belofte. Maar wag en doen wat ek vir julle sê om te doen in hierdie wagperiode. Is jy tans gehoorsaam aan die stem van die Here terwyl jy wag? Jy sien, Jesus sê vir hulle gaan wag in Jerusalem. Jerusalem was die plek gewees, dit was die ongemaklike plek gewees. Dit was die plek gewees waar mense wou hulle doodmaak. Want hulle was vasoortuig hulle het Jesus se liggaam gesteel en hulle versprei leuns dat Jesus lewe. Die Fariseërs haat die Jesus-volgelinge met 'n passie. Die Romeine sien hulle as 'n bedreiging. En waartoe stuur Jesus hulle? Soontoe. Hy sê daar moet julle gaan wag vir die belofte. Van ons vermoere is die Here sê, daai ding wat vir jou so ongemaklik en seer en nie lekker is nie, ek wil hê jy moet soontoe gaan. Wees gehoorsaam. Hoor verder wat gebeur. Hy sê vir hulle om te gaan wag, maar hy sê vir hulle gaan wag vir die Heilige Gees. Nou terwyl jy wag, ek is so dankbaar ons is aan hierdie kant van die uitstorting van die Heilige Gees. Die dag toe jy ja gesê het vir Jesus en jy saam met Jesus se pad begin stap het, die woord leer ons ontvang jy die Heilige Gees. En die Heilige Gees begin in jou werk en die Heilige Gees begin jou vorm. En die dag toe ek en jy die Heilige Gees ontvang het, was die beste geskenk wat ons ooit kon gekry het, maar saam met die feit dat dit die beste geskenk is wat ons ooit kon gekry het, wil ek vandag vir jou sê, ek en jy kan niks sonder die Heilige Gees doen nie. Wanneer ons probeer leef sonder die Heilige Gees, is wanneer ons seer maak en ander mense wegstoot en dinge erger maak. Maar Jesus kom hier en hy sê vir hulle, hy sê julle gaan die Heilige Gees binne 'n paar dae kry, julle moet net wag. Ons het reeds die Heilige Gees. En in jou wagperiode, wat ook al dit is, of dit 'n tyd van singleness is, dalk wag jy dat die Here jou huwelik red. Dalk is jy in 'n periode waar jy vasgevang is in verslawing en jy wag om uit te kom uit daai verslawing uit. Kan ek vir jou sê, jy kan nie dit sonder die Heilige Gees doen nie. Daarom moet hulle gaan wag uit vir die Heilige Gees. Ek wil hierdie vraag vir jou vra. Wag jy daagliks op hom? Ek is vasoortuig dat ek wil nie my dag begin sonder om te wag op die Here nie. En wag beteken hy is iewers ver en hy's laat en hy gaan iewers toe kom nie. Dit beteken ek gaan in die oggende en hierdie is net hoe my ritueel lyk. Jy hoef dit glad nie so te doen nie, maar hierdie is hoe ek dit doen en dit werk vir my is in die oggend wanneer ek opstaan.
Die eerste ding wat ek doen, voordat ek uit my kamer uit gaan of op my foon kyk wat aangaan, of voordat ek self die verse of the day lees, is ek gaan op my knie langs my bed en ek sê, Here, ek kan nie hierdie dag sonder U doen nie, gee my krag. Ek begin my dag daar, ek wag op Hom. Dis 'n intentionele, Here, kom. Heilige Gees, ek wag op U, soos wat die disippels op U gaan wag het in Jerusalem, so wag ek op U in hierdie oomblik. Hulle het gaan wag op die Heilige Gees. Kan ek jou vra, Oase familie, om daagliks te gaan wag op die Heilige Gees? En as jy dit nie doen, jy begin daar, en dalk sit oor 'n koppie koffie, en jy sit net in die oggend by jou tafel, want ek weet van julle kan nie lekker dink voordat jy daai eerste koppie koffie in het nie. Jy sit om die tafel en jy sê, Here, ek het 'n moeilike ding wat ek vandag by die werk moet hanteer. Lei my. Of jy gaan en jy sê, Here, ek is bekommerd oor my kinders. Here, my kinders tree op 'n manier, en ek maak dit erger, ek maak dit nie beter nie. Here, gee my wysheid. Vir almal wat tieners het, daai een was vir jou, hoor. Here, ek moet 'n moeilike finansiële keuse maak, ek moet 'n ding by die werk doen. Here, ek wag op U, gee my die krag, gee my die wysheid. Ek wil nie uit my eie uit optree nie. Hulle het gaan wag op die Heilige Gees. Ek en jy het nou, ons hoef nie 'n paar dae te gaan wag in Jerusalem nie. Ons kan elke oggend op Hom gaan wag. En verklaar, Here, ek het U nodig. En terwyl ons wag op Hom, hoor hierso verder, Handelinge 1 vers 8. Sê die volgende, hy sê, maar wanneer die Heilige Gees oor julle kom, hoor wat is die belofte van die Heilige Gees? Wanneer die Heilige Gees oor julle kom, sal julle krag ontvang en oral mense eerstehands van my vertel. In Jerusalem, die hele Judea en Samaria en tot die uithoeke van die aarde. Jy sien, Jesus kom hierso, en hierdie beleef ek nou is waar ek wil nou so 'n bietjie met ons praat as globale kerk, nie met jou as individu nie, maar vir ons as kerk, en hierdie raak elke individu. Maar jy het nodig om te verstaan dat daar was 'n opdrag gegee wat Jesus gesê het, totdat ek terugkom, want nou het jy nodig om te verstaan. Vir 40 dae verskyn Jesus aan hulle, vir 40 dae bevestig hy die koninkryk van God, hy bring herstel, hy sê daar kom 'n belofte, hy sê, maar wanneer julle hierdie belofte ontvang, dan gaan alles verander. Wanneer jy hierdie belofte ontvang, dan gaan jy krag ontvang uit die Heilige Gees uit, en daai krag is nie sodat jy 'n lekker lewe kan leef nie. Die krag wat jy ontvang van die Heilige Gees, sê Jesus, is om die wêreld te vertel van my. Jy sien, my probleem wat ek met moderne Christendom het, is ons gee ons harte vir Jesus, dan sit ons en wag terug dat hy terugkom. Glo jy my nie? Kom ek sê weer, waarop fokus soveel mense? Dis die tekens van die tye, Jesus kom amper terug. Ek stem saam, daar's tekens. Ek stem saam dat Jesus is op pad terug. Ek stem saam dat dit voel vir my ons is vandag definitief nader as wat ons gister was aan die wederkoms van Jesus Christus. Maar wat doen ons terwyl ons wag vir Jesus om terug te kom? En dis wat hy vir die disippels gesê het. Nie net het hy gepraat in hulle dag tot dag lewe, wag op God en wag dat God vir jou sê wat om te doen nie. Hy het met hulle gepraat oor wat moet ons doen terwyl ons wag vir Jesus om eendag terug te kom. Want net in vers 9 gaan jy sien hoe Jesus opvaar hemel toe. Dis die laaste keer wat hy op aarde was, en ek glo vas, die laaste ding wat jy vir iemand sê, is die belangrikste ding vir hulle. Daarom in die oggend as my seun uit my kar klim en ek laai hom by die skool af, die laaste ding wat hy vir my af hoor, is ek wat vir hom sê ek is lief vir hom. Want ek bevestig sy identiteit sodat die wêreld nie vir hom moet sê wie hy is nie. Ek sê vir hom, Gideon, jy's geliefd, jy's genoeg. God het 'n plan met jou lewe. Hulle het so 'n mooi ding wat hulle met Isabella doen. Hulle sê vir Isabella, jy's geliefd, jy's so en jy's so, en dan sê hulle vir Isabella, jy's 'n profeet. Dan sê sy, ek is 'n profeet. Hulle sê dit vir haar en hulle bevestig haar identiteit. Want die laaste ding wat jy vir 'n persoon sê, is die belangrikste ding. Die laaste ding wat Jesus sê is, terwyl julle wag, gaan maak disippels van al die nasies. Terwyl julle wag, gaan verkondig wat ek gedoen het. Is dit hoe ek en jy tans leef? Soveel Christene wat ek ken, hou die tekens van die tye dop, meer as wat hulle dophou, wat se mense het nog nie Jesus aangeneem nie. Ons fokus is, Here, kom haal ons net, want ons munisipaliteit is net 'n klomp bedrogspul. Here, ek kan nie nog 'n pothol hanteer nie. Of Here, die kanker kry my onder, kom haal my net. Here, ek kan nie deur hierdie worsteling gaan nie. Here Jesus, kom haal my net. Ek sien nie dis hoe die eerste disippels geleef het nie, en ek sien nie dis wat Jesus gesê het nie. Nêrens in die woord sien ek die woord sê dat ons moet so fokus op die uittyd, ons vergeet mense nie. Yes, Jesus kom terug. Maar weet jy wat moet ons doen terwyl ons wag? Ons moet mense van hom vertel. Julle in hierdie week kom sit 'n vrou aan my kantoor en ons gesels net so 'n bietjie oor iets waar ek so opgewonde is wat die Here besig is om te doen in ons gemeente, en ons is besig om selfgroepe te droom oor, en so bid vir ons saam met dit, en hierdie vrou kom sien my in die week,
En sy vertel my oor 'n vraag wat sy vir almal vra vir wie sy in verhouding mee staan. Sy sê vir hulle, sy vra hulle hierdie vraag: Hoe lyk jou verhouding met Jesus? Sy sê dis 'n bietjie intimiderende vraag om te vra. Imagine jy stap net na jou makelaar toe. Hoe lyk jou verhouding met Jesus? En sy sê sy vra dit vir almal in haar kring. En dan hulle vra, hoekom vra jy hierdie vraag? En ek wil jy moet mooi na haar antwoord luister, want die hele week lê hier in my hart. Hoekom vra jy hierdie vraag? En sy sê, want as jou saak met Jesus nie reg is nie, dan gaan jy nie saam met my hemel toe nie. En as jy nie saam met my hemel toe gaan nie, is dit nie vir my hemel nie. Ek kyk na my kind en ek vra myself die vraag af, gaan dit vir my hemel wees as Gideon en John Mark nie saam met my daar is nie? Gaan dit vir my hemel wees as my vrou nie saam met my daar is nie? Gaan dit vir my hemel wees as my vriende nie saam met my daar is nie? En so ek het 'n verantwoordelikheid om te gaan en te gaan vertel wat Jesus doen. Ek dink die tyd van gemaklike Christendom is verby. Terwyl ons wag dat Jesus terugkom, het ek en jy 'n mandaat, 'n verantwoordelikheid, 'n plig om te gaan en vir die wêreld te vertel, daar's 'n God, hy het jou lief, hy het jou so lief, hy het sy seun gestuur, dat sy seun aan die kruis gesterf het. En jy hoef niks te doen om dit te verdien nie. Al wat jy moet doen is vir hom ja sê. En wanneer jy vir hom ja sê, dan ontvang jy die Heilige Gees. En wanneer jy die Heilige Gees ontvang, dan begin hy jou van die binnekant af buite toe verander. Dit is so eenvoudig soos dit. Maar ons leef in vrees. Ons leef in vrees, en omdat ons in vrees leef, deel ons nie hierdie met mense nie. Ons is bang, ons gaan vriende verloor, en ons is bang, mense gaan snaakse goed oor ons sê. Maar in die proses gaan mense hel toe. In die proses ontmoet mense nie vir Jesus nie. Is jy besig om ander mense van Jesus te vertel? Want dit was Jesus se laaste woorde. Hoor wat sê Handelinge 1 vers 9. Hy het dit gesê, en toe in die hemelruim opgeneem terwyl hy toe kyk. Hy het in 'n wolk verdwyn. Jy moet verstaan, hierdie oomblik het vliegtye nog nie bestaan nie. Superman movies het nog nie bestaan nie. Enigste kere wanneer hulle iets gesien en opstyg het, is wanneer hulle dit gegooi het. Hulle het nie 'n file vir wat nou hier gebeur nie. Dis slegte Afrikaans, ek vra om verskoning. Hulle het nie 'n gedagte, iets om te verduidelik. Hier staan Jesus voor hulle en die volgende oomblik gaan hy op. Jy sou so gestaan het. Dan gaan hy op. En hy het letterlik vir hulle gesê, gaan maak disippels van al die nasies in Judea, Samaria, uithoeke van die aarde. Hy sê vir hulle, julle het 'n opdrag, gaan. Ek het sound effects in my kop terwyl Jesus opgaan. En dan gaan Jesus. En hulle staan in verwondering. Hulle kan nie glo wat nou net gebeur het nie. Die woord sê, en ek gaan dit nou vir julle lees, hulle het gestaan en opgekyk. Waarna is jy besig om te kyk? En ek het twee gedagtes vanmôre hier wat ek met jou wil deel. Van ons kyk na die goed wat God gister gedoen het, en ons is so vasgevang in dit, ons sien nie dat God dit iets nuuts sal begin nie. Ons sien nie dat God is nog besig om te werk nie. Ons is so, en hier sien julle, as mense hulle getuienis vertel, kan ek vir jou sê, God werk vandag nog. Hy het nie opgehou werk die dag toe hy jou gered het nie. Hy hou nog vandag aan werk, glo julle dit? So jou redding is die begin, maar dan hou God aan werk en aan werk. Ek kan jou goed vertel wat die Here gister in my lewe gedoen het. Maar partykeer kyk ons so na gister, en ons kyk so, wow, ek het nog nooit so iets amazing gesien nie. En dis goed, en ons is dankbaar vir daai goed. Maar moenie net opkyk en kyk na vorentoe, kyk wat die Here gaan doen. Kyk wat het hy gedoen, en dit sê, dit wat hy in die verlede gedoen het, hy sal dit weer doen. En so part van ons is so vasgevang, en selfs ou kerkmense, kan ek met ons ouer kerkmense vanoggend praat, in my dae het hulle dit so gedoen. Partykeer moet ons so pas op om so dae in die verlede te kyk, dat ons mis nie wat God vandag doen nie. Het julle geweet, ons leef in 'n tyd, Barna navorsing het onlangs uitgekom hieroor, dat hierdie generasie wat nou op hoërskool is die hongerste generasie vir die Here in 'n baie lang tyd. Weet julle hoeveel jong mense is op pad terug na die Here toe? Wat sê, ek het Jesus nodig. Maar weet julle wat's hartseer? Soveel van die kerkmense sit in die kerk, is my stoel, ek sal nie skuif nie. En nie by ons nie, ek het nog nooit dit hier by ons beleef nie, behalwe oom Chappie. Oom Chappie, hy sit daar, hy is nie vandag hier nie, maar niemand mag daar sit behalwe oom Chappie nie. En ons het 'n probleem. Julle, ek gaan preek een Sondag by 'n kerk. Ek's 'n gasprediker by 'n kerk. En dan kom by die kerk aan, ek en Jeannie, die mense weet nie wie ons is nie. Die oom wat ons moet ontvang is 'n bietjie laat, en ons kom in, en nou kry ons maar 'n sitplek tussen almal. En ek gaan sit op my sitplek, op 'n plek voor in die kerk, tweede ry van voor af links.
gaan sit ek, en dan loop 'n oom en tannie en hulle kyk ons so, en hulle weet geen idee wie ons is nie. En hulle loop en hulle gaan staan, hulle kyk hier stoele so, hierdie mense wat sommer net so op jou plek sit. En ek sê, sorry, nee, is fyn, en hulle gaan sit op 'n ander plek. En weet julle wat was skreeu snaaks geweest, toe die oom aankom, hoorie, ek wil nie vir pastoor Marius vanmôre hier welkom sê, en ek staan op, julle die eerste mense wie ek gekyk het, was daai oom en tannie. Ja, wat nou? Nee, ek grap. Maar ek het daai oggend 'n ervaring gehad wat ek gedink het, imagine ek het nie die Here gedien nie en ek kom sit net 'n oggend in die kerk. En dis die reaksie. Ons moet bereid wees om op die vloer te sit as iemand anders op ons plek is. Prys die Here, hulle is hier. Dit moet ons perspektief wees. En ons kan so terugkyk, maar die ander ding is, ek dink nie net het hulle gedink, wow, hy het net opgestyg nie. Ek dink die ander ding wat die disippels in hulle harte gehad het is, hy sien my hier nie. En vrees skryp in hulle hart in. En toe vrees in hulle hart in kyk, dink ek hulle dink, nou moet ons Jerusalem toe gaan en hy sien my hier nie. Wie gaan nou wonderwerke doen? Wie gaan nou gaan vertel? Jy weet, die handjies bewe, die harte bewe. En van ons is dalk volgende daar, ons kyk op en die rede hoekom ons opkyk is want ons is vol vrees. En ons is, ek weet nie of hierdie ooit met jou gebeur het nie, die Engels het 'n mooi sêwoord, we're like a deer stuck in headlights. Jy weet daai, jy sien die lig kom en jy koes net, jy kan nie beweeg nie. En ons sien, die Here het my nou gered en het 'n plan vir my lewe en nou en Jesus het nie gesê bly in vrees nie. En hoor wat gebeur volgende. Sê vers 10 tot 11. Toe hy weggeraak het, het hulle stip in die hemelruim ingekyk en daar het skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan en 2 mans sê toe, Galileese manne, waarom staan julle na die hemel en kyk? Sê hou op. Julle fokus moet nie nou daar wees nie. Jesus is van julle weggeneem af in die hemel in. Hy sal egter net so terugkom soos julle hom in die hemel sien ingaan het. Ek sluit vanoggend hierdie boodskap af. Deur vir jou te vra, staan ons nog en kyk op, terwyl ons wag, is ons besig om net stil te staan. Ek hoop jy wag vir Jesus om terug te kom, want ek wag vir hom om terug te kom. Ek sien uit vir die dag wat hy terugkom. Maar wat doen ek tot daai dag? En dalk die dag wat hy terugkom is die dag wat ek my laaste asem uitblaas. En hy gaan nie op hierdie aarde terugkom soos wat ons lees, hy op die wolke gaan terugkom nie. Hierdie is 'n belofte. Hy kom weer terug. Maar dalk kom al Jesus my in my slaap. Op 'n baie ou ouderdom waar ek 'n klomp kleinkinders om my tafel het. Dit sal vir my awesome wees. Agter kleinkinders. Ek sal love om dit te hê. Maar dalk kom Jesus volgende week. Ek dink nie hy kom volgende week nie en ek sal jou sê hoekom ek nie dink hy kom volgende week nie. Dis want ek dink in ek lees in Openbaring dat dit sê in die hemel sal elke volk, nasie en taal sal teenwoordig wees. Het julle geweet daar's nog oor die 30,000 mensegroepe wat nog nooit van Jesus gehoor het nie. Openbaring leer ons dat Jesus gaan nie terugkom tot almal nie weet nie. So wil jy hê Jesus moet terugkom? Gaan. Wil jy hê Jesus moet terugkom en ons kom haal? Gaan vertel daai groepe mense. En is moeilike mense en baie van hulle het nie die Bybel in hulle eie taal nie, maar die opdrag van die woord is ons moet gaan. Dis hoekom ons potensie toe gaan. Ons gaan vir van daai mense van Jesus vertel. Ons het nodig om te gaan. Maar terwyl ons wag, moet ons nie so net kyk wat Jesus gedoen het of in vrees leef nie. Ons het nodig om te gaan. Nou hier's my vraag. En ek wil hierdie vraag by jou los vanoggend voordat ek afsluit. Watse tipe kerk gaan Jesus kry as hy terugkom? Gaan hy 'n kerk kry wat net staan en kyk oor wat God al gedoen het? Of in vrees vasgevang is? Of gaan hy 'n kerk kry wat besig is om intentioneel te beweeg? Wanneer die Here terugkom, wat gaan hy in oase kry? Wat se tipe mens gaan hy kry? 'n Mens wat kla oor die aircon of oor die klank, of net gemaklik hier sit en elke week het soos 'n show beleef, koffie kom drink? Of gaan hy 'n kerk kry waar al manne en vroue is wat sê, Here, ek is reg, stuur my. Here, ek is reg in my werksplek in. En van julle dalk hier het die Here jou geroep om 'n internasionale gaan te doen. En jy het nodig om Israel toe te gaan, en jy het nodig om Turkye toe te gaan, en jy het nodig, een van my grootste drome is om in die volgende paar jaar Turkye toe te gaan en 'n uitreik te gaan doen, Turkye toe, en die mense daar te gaan vertel van Jesus. Dis een van my grootste drome. Dis die nasie in ons wêreld wat die minste Christene het. Dis 'n droom wat ek het.
Ek weet nie of ek dit gaan finansier nie, ek weet nie of ek dit gaan doen nie, maar dis 'n droom wat die Here in my hart gesit het. Gaan Turkye toe en vertel vir mense in jou gebroke Engels dat God is lief vir hulle. Daar tussen die moslems waar hulle mense se kop afkap. Daar, ek wil hê jy moet soen toe gaan. Ek vertrou die Here om dit vir my te kan doen. Maar dalk so van julle wat vandag hier sit en die Here sê vir jou, ek wil nie hê jy moet Turkye toe gaan nie. Ek wil hê jy moet Witbank toe gaan want hulle het ook Jesus nodig. So raai en hulle kom van Witbank af, so kom ek het volgende sê, bid vir hulle. Maar dalk sê die Here vir jou om na jou werksplek toe te gaan. Dalk sê die Here vir jou om na jou skoonmaak toe te gaan. Wat is die sendingveld waar die Here jou na toe stuur? Of staan ons so en kyk, ons mis waartoe die Here ons stuur. Ons het nodig om te gaan. Nou ek lees 'n ander gedeelte van Jesus en met hierdie sluit ek af, soos 'n goeie pastoor vir die 3de keer. Matteus 25 vers 21 sê Jesus die volgende. Hy vertel die storie, ek wil net gou sê, jy het al hierdie storie heeltemal al gelees. In Matteus 25 vertel Jesus die storie van die talente. En vir die een gee hy 5 en vir die een gee hy 2 en vir die ander gee hy 1. En die 5 het dit gaan meer maak, die 2 het dit gaan meer maak, maar die 1 het dit gaan begrawe. Hy het gestaan en kyk. En vir die een van 5 sê hy die volgende, ek lees dit vir jou die 33 vertaling, want hy sê dit vir my die mooiste. Matteus 25 vers 21, die 1933 vertaling. Hy sê en sy Heer sê vir hom, mooi so, goeie en getroue dienskneg. Oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in die vrede van jou Heer. Wanneer Jesus Christus eendag terugkom en hy kom haal sy kerk en hy kom terug julle, wat gaan hy vir my en vir jou sê? Want vir die ander een het hy gesê, gaan weg van my jou slegte slaaf. Wanneer Jesus terugkom en hy kyk na ons gemeente, wat my droom vir ons kerk is dat hy sal sê, welgedaan, goeie en getroue dienskneg. Wanneer hy na my kyk, wil ek hê, well done, my faithful servant. Ek wil daai woorde hoor, dis waartoe ek werk, en ek werk, hoor gou mooi, ek werk nie my pad in die hemel in nie. Om te gaan, koop nie vir my 'n kaartjie dat ek hemel toe kan gaan nie, die kruis het dit gedoen. Maar omdat hy my gered het, kan ek nie dit vir myself hou nie, en sy opdrag was, gaan en deel dit met die wêreld. Ons familie, ek wil jou volgende vra, as Jesus terugkom, wat gaan hy vir jou sê? Of gaan jy sê, Here, ek was so verwonder oor wat U gedoen het in ander se lewe, ek het net gestaan en kyk. Ek is al hoe meer oortuig dat voltydse werkers by die kerk, al wat hulle rol eintlik veronderstel is om te wees, my as pastoor se rol is om jou te leer sodat jy kan gaan. Ons moet ophou die uitreike doen. Julle moet die uitreike doen. Ons moet julle leer en julle moet gaan. Want hierdie opdrag wat Jesus gegee het, was nie net vir die 11 disippels gewees nie. Dit was nie net vir die ouens met teologiese grade of die ouens wat mooi kan praat nie. Hierdie was vir almal. Gaan en maak disippels van al die nasies. As jy in Dawkins wil bly, gaan maak disippels. As jy in Lahof bly, gaan maak disippels daar. As jy 'n senior is, daar in die ouete huis, gaan doen dit daar. As jy met die bussie kerk toe kom, vertel die mense daar. As jy met jou kar al die pad van Viljoenskroon af kerk toe ry, dan vertel jy jou familie in die kerk van Jesus waar jy beweeg in Spar en Checkers en Woolies terwyl jy wag vir die hoender want dit gaan weer uitverkoop wees as jy daar kom vandag. Praat met die persoon in die ry. Kan ek jou sê wat die pastoor vandag gesê het? Hy het gesê dat ons moet gaan. Kan ek jou van Jesus vertel? En as hulle sê hulle ken Jesus, sê ek, wie vertel jy? Dat ek so pas vrees in soveel van julle se harte wakker gemaak om in die ry te gaan staan in Woolies. Maar wat as jy net gaan? Jesus kom terug. Hy het die belofte gemaak. Inteendeel die vroeë kerk het dit so geglo dat wanneer hulle mekaar gegroet het, hallo en baie gesê het hulle mekaar gegroet met hierdie woorde, Maranatha, en dit beteken hy kom weer. Hulle het aan dit vasgehou, hulle het dit geglo, dit het hulle gedryf, alles wat hulle gedoen het gegaan, omdat hulle geglo het, hy kom terug. Hoe kan ons as kerk anders lyk as ons weer glo, hy kom terug? Daar's 'n tyd. Wat doen ons? Koop ons die tyd uit? Of staan ons en kyk? Terwyl jy wag, wees gehoorsaam. Terwyl jy wag, leef met die Heilige Gees. En terwyl jy wag, leef intentioneel, gaan, want dit was sy opdrag aan jou. Kom ons sluit hierdie diens af. Sluit asseblief jou oë.
Here, ek glo dat hierdie is een van daai boodskappe, as ons dit gaan ernstig opneem en ons gaan dit toepas in ons lewens. Ek en Kleis, Here, ek weet daar's soveel werk wat ek nog hier aan moet doen. Elke liewe een van ons, Here, as ons moet werklik hierdie begin uitleef, is Klerksdorp, Suid-Afrika, is nie reg vir dit wat kom uit hierdie gemeente uit nie. Here, ek wil so kom vra. Mag hierdie nie net 'n boodskap wees wat ons hoor nie, maar 'n leefstyl wat ons gaan toepas. En dankie dat ons nie hierdie uit ons eie krag uit hoef te doen nie, Here, want soos wat ons volgende Sondag gaan hoor, die Heilige Gees is uitgestort en ons leef met daai krag, met daai dinamiese krag wat hy ons gee om te gaan. En ons hoef nie dit uit ons eie krag uit te doen nie, ons moenie dit uit ons eie krag uit doen nie. Maar Here, mag ons die vrees, of dit wat ons terughou, terugkyk heeltyd net in die verlede, of te sien dit wat een ander, mag dit nie ons terughou nie. Mag ons daai stap van gehoorsaamheid vat, treukie vir treukie vir treukie, sodat hulle vir wie ons lief is, en hulle met wie ons in aanraking kom, eendag saam met ons sal wees. Here, sodat wanneer jy terugkom, kyk jy na ons, en jy sê die volgende: wel gedaan, my goeie en getroue dienskneg. Mag dit die woorde wees wat ons hoor, Here. Ek bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen.